Welkom by nog 'n podcast. Ons sit hier in die groentetonnels of by die groentetonnels en gedink is 'n goeie plek om vandag 'n bietjie ons podcast op te neem en so saam bietjie nadink wat dit beteken om met liefde te bedien. Anandi, vertel vir ons, wat is ons hele lyn eintlik wat ons sê, dat ons is deur die Gees oortuig? Ja, so ons roeping, ons is deur die Gees oortuig om bidend en met ons God stories alle mense met liefde te bedien. En Aline, ons staan nou 'n bietjie vandag stil by om met liefde te bedien. Hoe lyk dit vir jou as jy daaroor dink? Ek dink as iemand wat gelowig is, dan wil 'n mens altyd net die beste hê, wil altyd die mooiste wees, nederig wees, ander opbou, ander dien en al daardie dinge. Maar ek dink as 'n ouer het ek ook ontdek dat om met liefde te bedien nie altyd lyk soos wat die mooi storieboeke lyk of weet soos wat 'n mens in 'n ideale wêreld dink oor liefde nie. Partykeer is liefde ook om nee te sê, partykeer is liefde om goeie boundaries te hê, partykeer is liefde om weet mense te help om regtig hulle self te help. Anders maak ons dalk meer seer as wat 'n mens help. As jy jou kinders net weet vrye teels gee, dan is dit chaos en niemand is baie vreeslik gelukkig met niemand nie. En die liefde is dan dun. So vir my, ek dink my gedagte oor liefde het al baie verander deur die jare. Waar ek eers net gedink het, weet mens moet altyd alles gee, altyd nederig wees, altyd selfloos wees, altyd alles doen. Mens loop leeg, maar B ook, dit help partykeer nie. Partykeer is ons nie besig om regtig liefde te gee nie. Partykeer is dit eintlik besig om seer te maak. Dit voel dalk nie so nie, maar dit is partykeer anders as wat ek gedink het dit sou wees. Vir my spesifiek. Ja, ek dink nogal jy tel dit op. Partykeer is dit ook iemand het op sy gesê dit gaan oor liefde en waarheid. Om eintlik ook te sê die waarheid te kan sê. Partykeer wil 'n kind vir jou sê, maar as jy vir my hierdie gee, sal jy vir my wys jy's lief vir my. Sal dit vir my wys jy's lief vir my. Ja. En dan is dit eintlik maar dis nie wat jy nou nodig het nie. Dis nie wat ek is wat ek voel as ek kan gee nie. So ek dink liefde om liefde te ontvang is nie altyd te kry wat jy wil hê nie. Yes. Dit is maar ook wanneer ek ook gee en as ek iemand met liefde bedien, dan gee ek wat die persoon nodig het, wat die regte ding is wat ek gee, wat ek doen saam met 'n persoon. Resoneer dit by jou, Anandi? Ja, wat my eintlik regtig nogal help is ons sinnetjie deur die Gees oortuig. En so as ons hom deurvat deur die Gees oortuig om bidend en met ons God storie. So dis van die wyses hoe liefde bedien, ek dink wat ons mekaar gesê het lyk. Om bidend iemand met liefde te bedien, om met jou God storie, deur jou God storie met iemand te deel en dit nie net stil en saggies te hou nie, is ook om mense met liefde te bedien. En om dan te sê om alle mense met liefde te bedien. So ek dink as ek deur die Gees oortuig is dat ek iets vir iemand moet doen, dan moet dit uit liefde opkom. So as ek deur die Gees oortuig is, help dit net hierdie jy weet, wrok in my hart van die, jy weet, ek het nou hierdie prentjie in my kop wat ek iets vir jou neersit, Arlene, die Gees het gesê ek moet dit vir jou gee. Ja, dis 'n stinkhouding. Ja. Dis nie in liefde dit te doen en om iemand met liefde te bedien nie. En ek dink om met liefde te bedien, ek hou van jou opmerking oor grense en gesonde grense. Maar liefde bedien beteken nie om te kyk hoe min ek kan gee nie. Nee. Dit sluit nie uit dat ek gesond is nie, dit sluit nie uit dat ek grense stel nie. Maar ek kyk nie wat is die Engelse woord is die bare minimum wat ek moet doen nie. Maar dit wat jy nou net gesê het, trigger by my die ding dat iemand het een keer vir my gesê dat om liefde te gee beteken dat ek dan nie soos jy nou sê weet die bare minimum doen nie, maar dit beteken eintlik om dit met 'n hart te doen wat liefdevol is. Met ander woorde, ek het al baie keer in die verlede doen ek goeders vir mense wat anders sou sien as liefde. Hulle sal dit selfs beleef as liefde. Maar in my eie hart is ek so bitter dat ek nou hierdie moes doen, weet ek dit breek eintlik alles op. Die Here sal eintlik glad nie my seën in daardie oomblikke nie. Weet dit sal dalk vir iemand anders goed wees. Jy het dit gedoen, maar jy het dit nie in liefde gedoen. Ja, nee, weet dit is soos 'n tiener wat jy die hele tyd vra om te gaan skottelgoed was. Hy gaan was die skottelgoed en hy weet maak seker almal in die huis weet hy is om die skottelgoed te was. Daai is nie liefde nie, weet dan is dit beter om eintlik in my gedagtes is dit beter om met 'n oop hart te sê nee. Ek kan dit nie nou doen nie sodat ek werklik liefdevol teenoor jou op jou einde optree en dat ek met die Here kan okay wees om te sê weet Here ek met 'n oop hart leer my hoe om dit meer te doen sodat ek dit wil doen, dat ek dit meer weet daai hart het wat ek dit nie met bitterheid doen nie, dat ek dit nie vergewe net omdat die wêreld verwag en eintlik wil ek glad nie hierdie doen nie. Maar dat dit regtig opreg is, dat dit eg is. Ja, vir my nogal is om in liefde te bedien, is om in verhouding te bedien.
Verseker. So daar's 'n verhouding. So partykeer dink ons gee in liefde vir iemand iets. Partykeer die persoon op die hoek van die straat of die kar waar gee ek, maar ek doen dit nie met liefde nie, want daar's ook nie 'n verhouding nie. En ek behandel nie hierdie persoon met liefde nie. En ek behandel hom nie met liefde nie. So ek dink ek is al baie keer uitgedaag om te sê sien 'n kans om met 'n persoon wat ek wil bedien of wat ek oortuig is ek moet bedien, sien 'n kans vir daai verhouding. Ja. Sien 'n kans om met daardie die pad te stap. En dit beteken nie dat ons beste vriende word nie, maar dat ek die persoon menswaardig hanteer, in verhouding hanteer en met respek hanteer. En dit partykeer beskryf ek dit nie altyd so wil doen nie. Partykeer wil ek ook net doen en sê, kan ek maar net ek doen dit omdat ek dit moet doen of ek voel dis die regte die lyste is die regte ding om te doen want Dis wat 'n Christen doen. dis wat 'n Christen doen. Maar dis nie uit daai verhouding uit nie. So dis dat ek dan sê met liefde te bedien. So in daai sin hoor ons ons mekaar sê liefde is nie net 'n gevoel nie. Nee, dis juis nie. Dis 'n kom ons sê 'n geweegde gevoel. Dis 'n daad wat ek om dit te kan doen. Henk, jy sê nou iets wat my laat dink aan ons vorige podcast wat ons lank gepraat het oor alle mense. Dit was 'n uitdagende podcast, né? In terme van wie is dit? En dis tipies my vraag, wie is my naaste? Wie is my medemens? En die manier wat jy nou praat van liefde om in verhouding met mense te wees, maar om ook jou eie hart groter te maak vir alle mense in liefde bedien. En ek dink dis hoekom dit so moeilik is. Ons kan nie eintlik daai twee vir mekaar skei nie. Jy kan eintlik nie ons hele roeping uit mekaar uitskei nie. So om liefde te bedien wat ek by jou hoor is nie net van wie ek hou nie. En dit bring ons terug by die sinnetjie in die podcast voor hom alle mense. Ja, wat ek nogal onlangs ook net besef het, partykeer dink mense so alle mense is daar ver en dat ek alle mense daar met liefde bedien. Maar as jy nou dink aan familieverhoudings, daar is baie keer wat ons ook selfs situasies wat ons daar's 'n familielid of dalk het ek maar net so 'n familielid wat jy heeltyd wil wat eintlik heeltyd geld vra wat jy eintlik nie die kans sien vir die verhouding nie. Jy sien kans om te geld te gee, want dan bly die persoon daar 'n bietjie stiller. En plan nie so baie nie. En maar jy tree nie die verhouding in nie. En die regte ding gedoen. Ja, so jy kan vir jouself sê ja, ek het die regte ding gedoen, maar ek het dit nie met liefde bedien nie. En dan sê ek ook nie getrou wat die Here vir my vra is om alle mense, selfs daai moeilike familielid of daai persoon by die werk wat jy heeltyd gas gee of so eintlik in verhouding te tree en mee met liefde te bedien. En eintlik is dit disippelskap. Ek ons kan dink aan die verhaal van die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, né? Tipies van wie ek wil help. Of wat ek onverwags dalk iemand anderster wat oor my pad kom wat ek moet help. So ek dink baie keer oor liefde, ons sus onsself in terme van wat dit beteken. En ons het mooi praatjies van onsself oor hoekom ek nie vir hierdie persoon of daardie persoon nie. En ek dink wat ek probeer sê is dat disippels het nie 'n keuse om lief te hê nie en om met liefde te bedien nie. En daarmee ondervang ek nog steeds wat Arlene sê van gesonde grense. Daarmee ondervang ek nog steeds dat my hart getoets word oor wat ek die regte ding doen. Maar dan is my vraag, Here, hierdie is vir my moeilik. Om die regte ding in liefde te doen is vir my moeilik. So kom verander my stinkhouding. Kom werk aan my hart. Kom oortuig my met u gees dat ek vir hierdie persoon ook in liefde moet bedien. Ek dink nie mens kan, en dit bring my terug by ons gesprek oor die gees, né? Toe ons gesê het, as jy weet wat die regte ding moet doen, jy doen dit nie, is ook sonde. So jy het eintlik nie as 'n disipel voel ek 'n keuse oor om my liefde vas te hou nie. Ek het as 'n tiener in 'n boek, ek weet nie of julle daai boeke gelees het nie. Miskien sal die ander millennials weet waarvan ek praat. Daar was 'n boekie wat gepraat het van Jesus Freaks. Dit was tipies mense wat vervolg was in die vroeë kerk. So een bladsytjie wat vertel het van hoekom mense so oortuigend hulle godstories nie net gedeel en geleef het en geëvangeliseer het. En daarin het ek een keer gelees liefde, en dit is aan hakkies, wat probeer verduidelik het wat liefde is. Dit sê dit liefde in hakkies, God's love in us. En ek het nog nooit weer dieselfde oor liefde gedink nie. Dit is nie my liefde dan om te kies. Ja, eintlik want Jesus se liefde was opofferende liefde. En ek dink as ons dan sê ons kies
om Jesus te volg, dan moet ons lewe tog iets daarvan wys, dat ek ook nie net liefde wil gee solank dit vir my lekker is en vir my goed is en dat ek dan selfs die kollig kry dat ek 'n liefdevolle persoon is nie, maar uiteindelik dat ek opofferende liefde, opofferend sal gee, het sy my tyd wat baie keer belangriker is as my geld, myself gee om in verhouding met iemand te wees en dit te gee. Kan ek dan 'n moeilike vraag vra? Hierdie is nou 'n eerlike vulnerable oomblik wat ek share. Ek wil net weer sê, ek het nie 'n klou wat Arlene nou gaan vra nie. Ek's jammer. Go for it. So as 'n introvert het ek net soveel kapasiteit om met mense die hele tyd te wees voordat ek weer energie nodig het. En ek vind hoe later dit in die jaar aangaan, hoe minder is daai kapasiteit. Ek wil regtig graag soos Jesus wees. Ek wil regtig graag vir mense lief wees. Ek wil regtig graag eg wees in daardie liefde vir mense. Hoe doen mense dit wanneer daar soveel nood is, wanneer daar soveel mense is wat die hele tyd aandag soek, wat die hele tyd jou, ek dink aan, as 'n ma vir my kind wat partykeer baie needy is. Ek dink as 'n vriendin wat ek voel sleg om te erken dat ek nie eers my vriendinne op hierdie stadium kontak neem want ek is so besig en moeg. As 'n werker, as iemand wat in 'n gemeenskap wil 'n verskil maak, daar's soveel wat jou aandag die hele tyd vra. Dat ek voel op die oomblik dat ek nie regtig liefde gee wanneer ek probeer nie, want ek is so moeg dat dit daai kort af eintlik hoe doen ek dit anders? Hoe doen ek dit beter? Hoe die wêreld het soveel nood, daar's soveel mense wat liefde nodig het. Hoe gee mense vir die wêreld liefde? Dis vir my ek wonder regtig daaroor. Ek weet nie hoe om dit op die oomblik self te doen nie. Neem maar aan iemand anders te begelei om te sê wel hierdie is vir jou die oplossing. Hierdie is wat jy moet doen. Ek dink dit gaan maar oor kapasiteit en sien waarvoor sien ek nou kans. Ek weet ek kan nie almal doen nie, maar ek het nou kapasiteit om dalk een vriendin te kontak en met liefde te bedien. Of te sê, goed, ek besef ek hardloop leeg, wat kan ek doen om bietjie liefde te ontvang? Om ook liefde bedien te word. Liefde bedien te word. Dalk moet ek vra iewers hoe kan iemand my help, want dat dit stel weer iemand in staat om hulle liefde te gee en te kan deel, wat mense kan sê, en dan te sê, as ek weer liefde ontvang het, kan ek weer gaan deel. Henk, dit help, dis lekker prakties. Arlene, ek moes 'n kop skuif maak, so al is ek 'n ekstrovert. Ek onthou toe ek net begin het, ek was 'n student, en ek het 'n jeugwerker geword, so dis so 'n bietjie van in die bediening. En tieners, daai tyd en nog steeds, het groot uitdagings. En ek onthou 'n dag wat ek in my kommunekamer gelê het en gehuil het oor hoe hartseer die tieners is waarmee ek werk en hoe hulle nie okay is nie en ek kan nie goed vir hulle fix nie en ek weet nie hoekom doen ek hierdie nie. En wat ek op 'n reis moes gaan, dat ek gaan dit nie kan fix nie en ek kan nie almal se goed dra nie, en so liefde bedien vir my is nie dat ek vir mense goed dra nie, want ek kan nie. En daarmee bedoel ek nie dat ek ontdek het dat ek nie omgee nie, maar dat die empatie om my hart op 'n ander manier lyk. So ek het diep empatie en diep teenwoordigheid, maar om nie, daar's hierdie prentjie van 'n mannetjie wat die aardbol op sy skouers alleen probeer dra, om daai te laat gaan, was vir my om myself met liefde te bedien. En te sê, ek kan dit nie vir almal regmaak nie, en dis nie, ek dink, God se verwagting nie. En so, en so opmerking oor die een persoon wie bel, ek dink, hoe meer ons praat oor hierdie, hoe meer help hierdie roepingssinnetjie my, deur die Gees oortuig. So wie moet ek nou met liefde bedien? Wat moet ek nou doen om liefde te bedien? En nie die ongelooflike lang taaklysie van wat daar in die wêreld of in ons gemeenskap is alleen probeer doen nie. En dan is dit vir my eintlik heerlik om te dink dat ons hier by die groentetonnel sit, dat as ek in gemeenskap saam met mense dit doen, dan is dit vir my in terme van accountability makliker om op te daag en selfs vir die groep te sê, vandag is my moeilik, maar ek sorteer saam met julle iets, of ek gaan maak saam hier's 'n groep wat mos in Peer van Ryneveld help om goed skoon te maak of iets. Ek kan dit self saggies doen
So wat is daai goeders? Maar vir my om saam met mense, en ek weet ek's 'n ekstrovert wat dit nou sê, help dit my dat wanneer ek self swaar trek, dat dit nie alleen op my afkom nie. En ek dink dis die uitnodiging ook om deel van bedienings te wees. Dat dit dan bedienings en gemeenskap saam met mekaar is, wat in die gemeenskap en die samelewing 'n verskil maak. En dis nie jy alleen wat dit dra nie. En daar's 'n groep mense wat saam geloofsonderskeidend vra oor wat nou, vir wie, wanneer. Ekskuus. Ek dink dit maak sin in die sin, iets wat my die laaste tyd vreeslik baie help is wanneer jy sê, weet, wat doen jy hierdie week en wat kan jy vir iemand anders gee? En ek het nog altyd gevoel, weet, dis my werk hier, ek moet dit doen. Maar om net by die punt te kom om te sê, wel, dalk is daar iemand anders wat meer passievol daar is oor dit, wat reg net soveel vreugde daaruit kry. Maar dit maak dit ook vir my makliker, weet, as ek iets voorgegee het, weet, om te kan dankie sê, weet, en na die tyd ook te kan celebrate wanneer alles goed gegaan het en al die goeders weet uitgewerk is soos moet. En ek dink dit wat jy sê is waar. Ek dink baie keer as gelowiges dink ons dis ek moet al hierdie goed doen, is individualisties, weet die Here het vir my geroep vir hierdie. En ons vergeet ons community, ons vergeet ons geloofsfamilie en die bedieninge waarmee God besig is. En dankie tog dat die Here kan sonder my ook klaarkom. Weet hy gebruik my graag, maar daar's ander mense wat ook saam met ons hierdie werk kan doen. Saam met ons kan deel wees van hierdie koninkryk bou. Ja, en ek dink ook iewers het iemand wat nog sê mens moet nie iemand se pad staan om te presteer nie. Nee, so en dit is dan en ook dat ek kan sê ek kan nou dink ek moet hierdie ding doen om liefde te bedien en dis 100% of niks, maar daar's iemand anders wat dit dalk op 80% kan doen, maar daai 80% is genoeg nou vir daardie persoon wat dit nodig het, en daai persoon wat jy vra en innooi in die spasie om te help, doen dit graag en doen dit eintlik dan beter as dit jouself as jy terugkyk sê, en dat mense sê daar is mense wat 'n verskil gemaak het. En ek dink iets soos die groentetonnels hierso wat 'n klein projekkie was en mense ingekom het en dit net gegroei het soos wat alles hierso groei en eintlik oorvloed het, maar wat mooi is ook wat ons ervaar ook van byvoorbeeld die groentetonnels is hoe daar verhoudings bou en hoe hulle mekaar bedien, en dat die groentetonnels kan amper sê 'n bysaak is, maar hulle bedien mekaar, bedien die gemeenskap en so, en ek dink dit sluit so by ons roeping aan om te sê dat hulle dit doen omdat hulle deur die Gees oortuig is om dit te doen, dat hulle verhaal mekaar, hulle godsdienst mekaar, dat hulle oor hierdie spasie gebid het. En hieroor gebid het, verseker, en hoe daar eintlik ook vir hulle voorsien word en kompos word geskenk en gegee, en mense wat opdaag om te help ook, en dan en so ons gemeenskap met liefde te bedien. En ek dink dis weer die in saam met mekaar, in koinonia met mekaar, in gemeenskap hier met mekaar is besig om saam in die breër gemeenskap 'n verskil te maak. So partykeer 'n klomp van die goed wat ons oor praat is swaalf net just do it. Moet dit nie oordink nie. Om alleen, en ek dink dis so mooi van ons verstaan nie by Pierre van Ryneveld geloofsfamilie se verstaan van roepingskap. So ons 9 maniere is definitief hoe ons oefen aan ons disippelskapspiere as individue, in ons bedieninge, in ons gemeente, maar dieselfde is waar van hierdie roeping. Dit is op 'n individuele vlak wat jy geroep word hiernatoe, maar in ons bedieninge en in ons gemeente. En baie keer is dit makliker as jy nog probeer uitpleis oor hoe die Here tans met jou praat en die Gees wat jou moet oortuig vir iets, om deel van 'n bediening hier of net deur hier saam met 'n groep gelowiges te wees. En ek dink daar begin geloofsonderskeidende proses. En jy gaan besig wees om in liefde te bedien alle mense bidend met geloofstories nog voordat jy dit agterkom. So baie keer is dit net so half, hoe doen ek hierdie? Ons doen dit saam. Ja. En begin dit nie doen. Ja, daag op. Ja, daag op en begin toe ons nou ook vir die gemeente gevra het om Godstories te skryf, is dit eintlik ongelooflik om uit die kinders se mond dit eintlik net te hoor hoe hulle God beleef en eintlik taal te gee om te sê dit wat ek elke dag beleef is God storie. Ek dink aan die een wat ons nou onlangs gelees het van ek het op die trampolien gespring en amper geval en amper my been gebreek en dat dit nie gebeur het is 'n wonderwerk en dit is 'n God storie. Ek love it. En dit is so eerlik en hoeveel van daarvan is nie wat ons baie keer net
wil sê, maar dan gesê, ag dit is sommer niks nie, maar eintlik is dit 'n God storie wat hoe die Here ook in ons lewe besig is en Ek wil jy sê, ek dink as jy wil vra oor hoe lyk liefde regtig, ek meen dis wat ons nou in die Kersseisoen gaan vier is Jesus wat gekom het om te wys hoe lyk God se liefde prakties. Maar dis ook die beste manier hoe ek vir iemand anders kan lief hê is deur vir hulle te vertel hoe ek God beleef sodat hulle ook oop kan wees vir die gedagte dat God dalk in hulle lewens ook besig is. Ek kan 'n klomp drukkies en hartjies uitdeel en allerlei goeders, maar dit gaan nie dieselfde beteken as daai vryheid wat 'n mens skryf wanneer jy actually die Here begin dien en die vreugde wat 'n mens ontvang as jy weet dat jy is geliefd en jy is genoeg en Miskien is liefde bedien hierdie Kersseisoen om sonder om dit af te forceer in familie en vriende en werksgesprekke en afsluitings, maar om onbeskaamd te sê ek vier Christus se koms. Is meer as die geskenkies, want om te oorlaai met geskenke is nie noodwendig liefde bedien. Nee. Jy kan so beklei in die huis, maar dankie tog ek het 'n iPad gekry. Hoe lyk liefde bedien prakties in hierdie Kersseisoen vir alle mense in jou huis? Vir alle mense met wie jy te doen kry, hoe lyk liefde prakties bedien deur te deel dat Jesus se liefde, dit wat hy kom doen het is liefde bedien en hy het homself kom ontledig, mens geword, onder ons kom leef, kom wys hoe liefde lyk. En dit is die Jesus lewe waar mens geroep word. Ontdek en leef Christus het te maak met hoe Jesus geleef het. Een van die tradisies wat ek het dit laas jaar begin met my meisiekind en ek's dankbaar daarvoor want dit het eintlik gekom uit ons spandeer nie tyd saam nie, weet sy's nou die hele tyd besig om by maatjies te wees en so en ek het hierdie behoefte gehad vir liefde. So toe het ek vir hom gesê kom ons doen vandag 'n Kersboom, ons maak die Kersboom op en so en terwyl ons besig is wil ek jou vertel van hoe ek die Here ontmoet het. En weet terwyl ons besig is om hom mooi te maak en so en nou hierdie jaar het ons die voorreg dat ons het nuwe mense wat kom in die gesin in dat nou saam met ons Kersfees ook gaan geniet en ek nooi mense uit om saam met ons die Kersboom op te maak. Maar ek wil dit weer doen. Ek wil vir hulle ook vertel en ek wil vir hulle die geleentheid gee om ook te deel waar hulle dalk die Here beleef het en so aan. Stories. Presies dit. Weet so dis vir my iets wat ek dink baie prakties maklik moontlik is. En dit gee weer eens familietyd saam. So dat liefde het so op hande en dit het woorde in daardie opsig. Ons het verskillende huishoudings met verskillende tradisies rond Kersfees, né? So party het die gebruik om saam Kersverhaal te lees. Ek is nuuskierig oor rituele Arlene en hoe dit sal lyk as mens so ek en Arre het nie 'n Kersfeesboom nie. Ons het 1 jaar so kleintjie opgesit en ek was agter ons hy niks daarvan nie. Toe het ons 'n ander jaar 'n adventskrans op ons tafel gehad en elke Sondag die kersie aangesteek en afgemerk. Ek is nuuskierig oor hierdie jaar oor hoe dit kan lyk om mekaar met liefde te bedien deur die God storie te vertel. Van Jesus wat mens geword het. En ons weet alreeds dat Paasfees het hy dit ultimately bewys. Maar Kersfees, jy kan nie Kersfees skiep nie. Want dit gaan oor Jesus wat mens geword het en daai is 'n eerste vir my bewys van liefde en met liefde bedien om nie so aan jou goddelikheid vas te klou nie. Filippense, né? En 'n mens en 'n babietjie wat stink in doeke in 'n krib te word. So hoe lyk dit om God stories van Jesus se liefde hierdie Kersfees te vertel? Ja, en wat eintlik my nou tref is eintlik wat ons kom ons sê as Christen uniek maak is dat ons sê God het na ons toe gekom. Ons hoef nie iets te doen om by hom uit te kom nie. En wat 'n God storie is dit nie, sodat ons nuwe inhoud kan gee aan Kersfees, 'n nuwe verstaan van Kersfees. Kersfees is nie geskenke nie. Dit is God wat gekies het om homself vir ons te kom gee om ons met liefde te kom bedien. En nou kan ons hierdie geesoortuig wat hy vir ons gee, kan ons met liefde alle mense ook met liefde bedien. En hier doen ons dit deur bidend met ons Godstories te doen. En ek dink dit vat dit vir ons eintlik saam dat eintlik hierdie wat ons ontdek is eintlik so prakties op alle fasette dat selfs op Kersfees is dit van toepassing hierdie tyd wat ons nou ingaan om te sê ja, dis nie Kersfees net vakansie nie. Kersfees is om vir 'n oomblik stil te staan wat jy ons uitnooi, kom ons vertel mekaar ons Godstories. Dat wat dit beteken dat God na ons toe gekom het sodat
ons lewe ontdek het en deur die Gees oortuig kan wees om dit van alle mense te deel en met ons naby mense te deel. Om dit juis te kan sê dat dit kosbaar is. Ja, en ek bedoel, vir huisgeloof sou mens selfs hierdie Kersseisoen, hierdie adventstyd kon vra, wat kan ons vir alle mense, so enige iemand of 'n groep wat op jou hart geplaas word deur die Gees oortuig, wat jy oor gebid het, met jou Godstorie en iets prakties met liefde vir hulle hierdie Kersfeesseisoen doen, om minder styf vas te hou oor wat ons hier kan gee. En daarvoor wil ek nie voorbeelde gee nie, want ek dink daar is 'n legio van opsies van wat die Gees jou kan oortuig, om vir alle en ander mense, as net jou gesin hierdie Kersseisoen met liefde te bedien, want Jesus het liefde eerste gewys. Dankie julle, dit was nou 'n lekker podcast. Ek dink ons roep halt vir jaar. Ja. So hou die spasie dop, ja, vir volgende jaar vir die eerste podcast.